jy daai stories daar kry. Vanaand se storie is 'n vreemde storie, en nie noodwendig 'n rugby storie, maar dit 'n rugby verbintenis. En dit is die rugby trein. Toe ek in 1989 het ek toe nou infanterieskool se eerste span senter gespeel. Ek was natuurlik die kleinste, maar ek was ook die vinnigste in die span gewees, dit kan ek baie goed onthou. Maar wat vir my wonderlik was uiteindelik toe het ek nou plek gekry in die SA Weermag Week span van die SVD, wat hoofsaaklik uit infanterieskool mense, spelers bestaan het. Toe kan ek nou die voorreg hê om die Suid-Afrikaanse Weermag Week in Bloemfontein te gaan deelneem. Daar het ek toe die voorreg gehad om teen Jaco Reinach en Lance Sherrill en Chester Williams, Garth Wright en Val Barkman, en daar is nog 'n paar ander baie bekende spelers gewees. Daai tyd was die Weermag ons vol van hierdie provinsiale en Springbok spelers gewees. Dit was mos nou 'n ander tyd wat ons ingelewe het. So, toe het ek nou die voorreg beleef om nou op die Weermag Week teen al daardie bekendes te speel. Nou tydens die Weermag Week het ons 'n spesiale borg gehad wat vir ons hierdie eenmalige trui gegee het, waarmee ons toe aan die Weermag Week deelgeneem het. Ons het nie met die normale Weermag trui gespeel nie, want almal het ons nou maar daai trui oral reg deur die land gedra. Jy onthou is daai blou trui met die rooi streep, as ek dit reg onthou, vreeslike mooi trui gewees. Ek het ook my rugby sokkies, wat ek destyds met rugby gespeel, hy staan my rak uitgestal, omdat dit my so baie persoonlike waarde het, daai spesifieke paar rugby sokkies van die Weermag. Daarmee het ons heel jaar gespeel, nie net in die Weermag Week nie. Maar die trui wat ek gehad het, kon ons toe aan die einde van die toernooi, kon ons toe nou hou, dit word toe ons eiendom, en so het ek die trui nou maar opgepas, en oral het saam met my gegaan, en ek weet ek het hom vir 11 jaar, of 12 jaar, het ek hom daar in my kas, en so nou het ek hom vir iemand gewys, en toen so in 2001 daar rond, toe ontmoet ek nou 'n versamelaar van rugby truie. Ek sê toe vir hom van die trui wat ek het, en hy lê my daar in my kas, hy sê toe, hy wil dit graag hê, en hy kom kyk toe die trui, en hy sê, ja nee, hy wil dit hê, en so het hy toe die trui gevat, maar ek het gou agtergekom, hy het nie baie erg aan hierdie rugby trui nie. Is dit nie eintlik vir hom belangrik genoeg nie, van my is natuurlijk nou baie van waarde en belangrik, maar op die ouend was dit nou nie 'n regte WP of 'n regte Vrystadspan het of 'n Weermag gewees, wat nou nie die volledige spanne was nie. Maar die trui het toe nou verlore geraak, en hy het toe later nie meer sy versameling, hy het hom vir iemand anders gegee, seker maar geruil met iets. Nou is dit hier in 2020 tydens COVID. Nou weet jy mos, COVID het die mense mos nou tyd gehad. Jy het baie tyd gehad vir baie dinge wat jy normaal nie vir tyd het. Een van die dinge wat ek in daai COVID-tyd agtergekom het, so baie mense op die internet was, op Facebook was, en al die sosiale media en al hierdie goed. Ek natuurlik toe nou ook. En daardie was daar 'n baie aktiewe infanterieskool Facebook bladsy, en ek dink hy's nog aktief, maar nie meer so erg soos wat hy destyds was nie. En dit was toen ook 'n aanloop tot die groot reunie wat daar by infanterieskool gebou word. En toe uiteindelik toe deel ek ook nog by rugby storie daar op die Facebook en sê dit was 1989 en hier is ons trui en daar is spanfoto's en daar is ander manne wat ook in die span is wat ons toe mee kontak maak, wat dit nou baie lekker was. Maar wat toe nou gebeur, Barry is hierdie bekende museum-eienaar, die Waterhill Museum. Hy sien toe hierdie rugby trui hierso en trui lyk vir hom bekend en so gaan hy kyk in sy versameling en ja, daar kry hy die trui en hy kyk hom toe, hy neem foto's, hy sit hom toe en probeer nou inligting kry oor hierdie trui wat hom net lyk soos die een wat ek nou op Facebook gesê het dat ek toe nou gedraad met die Weermag weer. Ek sien die onmiddellik, weet ons is dus nou allemaal daar en dit te doen, ons kyk wat op Facebook aangaan en ek sien hier kom Barry op met hierdie foto's en hy vertel die storietjie van die trui en hy weet nie waar die trui vandaan kom en ek gaan net vir jou Barry se antwoord gee. Ek kon hom toe onmiddellik antwoord en sê Barry, daar was die Weermag, die Weermag rugby trui van 1989. Dit is 'n eenmalige trui gewees, ons kon dit hou en ek het my trui vir 'n versamelaar gegee en hy het nie baie erg in dit gehad. Ek vertel dit nou al vir Barry en ek vra van Barry, wil jy net kyk wat is die nommer op daai trui nie, want ek was nommer 13 gewees. En hy vat en hy draai die trui om, hy neem 'n foto en stuur dit en kan jy dit glo, dis waar die vreemd dit inkom. Dis toe die nommer 13 trui, daai einste trui wat ek in die Weermag week mee gespeel het. En so het ek en Barry toe 'n kontak gemaak
En soos het my hierdie wonderlike ervaring gewees van my trui, wat in 'n museum beland het, kan jy oorvertel, my trui, in 'n museum, met hierdie baie vreemde storie. Nou die mooi ding van dit, Barry het nou hierdie volgende berig geplaas, en ek sluit daarmee af. Sy museumsnaam is die Waterhole Museum. Gaan soek het op Facebook, dit is absoluut iets persoonlijks. Ek het nou vir Johan Bofman van PE, wat ook vanaand luister, en hy is ook so groot versamelaar van treie. So ek weet, hy gaan nou besonder nou hierdie storie baie mooi verstaan, en weet waarde daaraan heg, want as 'n storie, as 'n trei of enigiets 'n storie daarachter, dan gee dit van waarde. Al is dit 'n onbelangrike storie soos myne, maar vir my was dit belangrik genoeg. Barry sê, die Waterhole Museum, dit het hy nog geplaas op Facebook, en privaat kroeg soos volg berig. Hierdie is 'n trei met die vreemdste agtergrond van al die treie in die Waterhole Museum versameling. Ek is die trei gegee deur 'n vriend van my wat onder die indruk was dat dit die trei van die Sektor 10 rugbyspan was van die ou Suidwes-Afrikaanse weermag. Ek is toe deur 'n ander vriend, Org Denhauser, wat vir Sektor 10 gespeel het, meegedeel dat dit nie Sektor 10 se trei was nie. Dit het die trei toe ongeïdentifiseerd gelaat, totdat ek 'n plasing op die Interieskool se Facebookblad tegengekom het. Toe ek die foto van die speler in die rugbytrui sien, het dit vir my bekend gelyk. Ek het toe die trui uitgehaal en gesien dat dit eintlik dieselfde trui was. Ek het toe die trui gefotografeer en die foto's op die bladsy geplaas met 'n navraag oor die presiese geskiedenis van die trui en aan watter span dit behoort het. Die trui was die van die Suidwestelike Distrikte Weermag rugbyspan van 1989, wat in die Weermagweek van daardie jaar gespeel het. Die span het hoofsaaklik bestaan uit spelers van die infanterieskool in Oudtshoorn, 'n eenmalige trui wat eers in 1989 in gebruik was. Maar ironies het die persoon wat die foto's geplaas het, Christen van Lille, dis nou ek doppies, onmiddellik geantwoord met die geskiedenis van die trui. En nog meer ironies, die trui was nommer 13, sy trui wat hy aan 'n versameling geskenk het, wat nie baie belang gestel het nie, en dit vir iemand anders gegee het. En so het dit in die Waterhole Museum beland. 'n baie vreemde storie agter hierdie trui, wat dit vir my nog meer spesiaal maak, want ek het self in 1983, dis nou Barry, 'n jaarlange junior leierskursus by die infanterieskool gedoen. Nou dit is sommer net die pad van 'n gewone trei, 'n doodgewone speler, 'n doodgewone mens, dat sy trei in 'n museum beland, in so 'n groot museum, soos wat Barry ook het, en ek het al gesien met Johan ook het, hy het massiewe klomp goed, en sulke goed interesseer my geweldig, en daarom het hierdie storie vir my baie waarde, die vreemdste rugby trei storie wat Barry gesê het, hy nog ooit in sy lewe gehoor het.